Goeienaand, dit is Loot Jooste. Praat vanaand nie uit Bloemfontein uit nie, maar wel uit Kimberley uit. Ek groet u almal in die naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat u ook weer ingeskakel is en mag ook hierdie boodskap vanaand vir u tot seën wees in u gehoorsaamheid aan die groot opdrag waar u ook sal uitgaan om ander die evangelie mee te deel wat sê hulle is Christene, maar nie daar volgens lewe nie. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om weer eens rondom u woord te kan vergader en te kan hoor wat u deur die kragtige werk van die Heilige Gees vir elkeen van ons wil sê. Ja, Here, die boodskap van vanaand is 'n ou bekende boodskap, maar dit is 'n boodskap en dit is 'n opdrag waarin soveel miljoene Christene ongehoorsaam is en selfs kinders van God ongehoorsaam aan is. Seën die boodskap, liewe Here, met hulle wat toetree tot die verkondiging van die evangelie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanaand is uit Markus 18 verse 14 tot 20. Jesus het vir hulle gesê: gaan uit die wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdrywe, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem, en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle toe die evangelie oral gaan verkondig, dit is nou die disippels, en die Here het met hulle saamgewerk, en hulle prediking bekragtig, deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Tot sover ons skriflesing. Nou wanneer ons 'n studie van die groot opdrag maak, vind ons dat Matteus, Markus en Lukas in beide sy evangelie en in die boek Handelinge, die opdrag verskillend bewoord en aan die lesers voorhou. Wat egter kenmerkend van die aanbieding daarvan is die feit dat dit net gaan oor volledigheid en nie oor die kern van die groot opdrag nie. Die kern bly onaangeraak en onveranderd. Maak nie saak hoe hulle met woorde speel nie. Die kern van die groot opdrag is by al 4 hierdie geskrifte presies dieselfde. Ek hou aan die vorige samevatting van die groot opdrag uit bogemelde skrifte. Ek het gegaan in die 4 plekke waar ons die groot opdrag kry, het ek 'n samevatting daarvan gemaak, en ek gee dit vir u. Verder sê Jesus vir hulle, dit is nou vir die 11 disippels, so staan daar geskrywe: die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Aan my, dit is nou aan Jesus, is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle krag sal ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. En onthou, ek Jesus is by julle al die dae tot die volëinding
van die wêreld. Hierdie groot opdrag, wat ons dan ook in die evangelies en in Handelinge kry, word ook genoem die sendingopdrag. En hierdie opdrag is vandag nog net so geldig soos 2000 jaar gelede, toe die Here Jesus Christus dit persoonlik aan sy disippels gegee het. Dit is nog nooit deur God herroep of verander nie. Dit is nog net so bindend op vandag se kinders van God, soos wat dit was vir die disippels wat dit direk van Jesus ontvang het. Ek wil nie vandag in 'n teologiese verhandeling daaroor debatteer nie, maar wil net 'n paar gedagtes wissel aangaande die uitvoering daarvan in die jaar 2025. Hierdie jaar is amper verby. En ek wil hê jy moet net so 'n bietjie terugkyk oor hierdie jaar. Hoeveel keer het u, wat u self 'n kind van God noem, die evangelie met iemand gedeel wat nie vir Jesus ken nie, met iemand gedeel wat verlore is? Dink net 'n bietjie terug oor die voorafgaande gedeelte van die jaar 2025. Nou ek het die wonderlike voorreg gehad om die afgelope week die evangelie saad in verskeie dorpe te saai deur die evangelie met verskeie mense te deel. Die afgelope week was egter ook vir my soos 'n opknappingskursus waarin ek weer opnuut tot die besef van die volgende gekom het. Dit was my verbasend om te sien hoe graag die mense luister na die evangelie. En nog interessanter, die vrae wat hulle rondom die evangelie en ook sonde vra. Dit het my net weer opnuut onder die besef gebring dat mense van Jesus weet, maar hom nie ken nie. Ook het dit my laat besef dat die mense weet hulle mag nie sonde doen nie, maar hulle weet nie wat is sonde nie. Soos een persoon my reguit gevra het, waarom noem die leraars nie die sondes by die naam in die kerk nie? Waarom praat hulle net altyd van sondes asof dit iets is wat in die lug hang? Maar hulle sê nooit wat werklik sondes is nie. Ons doen dinge wat ons doen nie verkeerd is nie, maar intussen tyd is daar 'n koneksie tussen dit wat ons doen en dit wat in die 10 gebooie verbied word. Dit is daar die gedeeltes wat ons nie kry by die meeste gemeentes nie. Dit is 'n geweldige aanklag teen die kerkse hiërargie. Hierdie gesprekke en vrae het my maar net weer opnuut laat besef die belangrikheid van, maar ook die dringendheid daarvan om die evangelie suiwer en korrek oor te dra aan hulle wat daarna honger. Dit is die plig van elke kind van God om gehoorsaam te wees aan die groot opdrag. Ja, jy het reg gehoor. Ek sê nie elke Christen nie, want elke Christen is nie 'n kind van God nie. Jesus Christus is baie duidelik daaroor in Johannes 3, vers 3 tot 5, wanneer hy met Nikodemus in gesprek is, en hy vir Nikodemus sê, dat slegs daardie Christen, daardie gelowige wat deur die water en deur die Gees gebore is, die reg het om 'n kind van God te wees. Dit is nodig dat die evangelie egter ook gedeel word aan wat ons noem nominale Christene. Net soos wat ons die evangelie deel met mense wat nog nooit van die Here Jesus gehoor het nie, of mense wat aan 'n ander geloof behoort en nie die Here Jesus Christus eers ken nie, net so is dit nodig dat die kind van God ook met nominale Christene kontak maak en die evangelie met hulle deel, sodat ook hulle dit kan verstaan en hulle harte vir ons Here Jesus Christus kan gee en sodoende die ewige lewe kan beerwe. Nou wat is 'n nominale Christen? Dit is daardie Christene wat glo aan die persoon Jesus Christus, maar wat nie volgens sy reëls, regulasies, volgens God se wette,
volgens God se verordeninge leef, wat aan die wêreld wys, dat daardie persoon 'n Christen is nie, 'n kind van God is nie. Dit is daardie Christene, as daai persone, wat hulle self Christene noem, maar 100% volgens die wêreldstandaarde lewe. Hulle doen die dinge van die wêreld. Hulle doen die dinge wat nie by 'n kind van God pas nie. Hulle doen die dinge asof hulle die wêreld liefhet, en hulle is nie gehoorsaam aan wat God hulle beveel om nie te doen nie en te doen. Ons in Suid-Afrika bly in 'n veronderstelde Christenland te wees, maar wanneer ons elke dag rondom ons kyk, sien ons nominale Christene raak. En ons kan hulle identifiseer, want 'n kind van God weet wat is die lewenswyse van 'n kind van God, en hy weet ook hoe lyk die lewenswyse van een wat nie 'n kind van God is nie. Rondom ons is daar baie nominale Christene, van ons familie, van ons vriende, ons kennisse, ons kollegas, mense wat ons van weet, wat hulle self Christene noem, maar lewe soos wêreldlinge, soos ongelowiges, letterlik soos heidene, asof God nie bestaan nie. Mense wat volhard in hulle sondige lewenswyses en nie daarmee breek nie. Hulle vir wie dit normaal is om te leef soos dit hulle pas, weg van God en sy gebod. Mense wat spog met hulle sonde. Wees eerlik, ons ken almal sulke Christene. Hulle wat net so op pad hel toe is, soos 'n heiden, 'n ongelowige wat nie die evangelie ken of wil aanvaar nie. Ons moet een ding baie goed onthou, en baie goed besef. Christene, baie Christene, sien hulle self as Christene, omdat hulle voorgeslagte Christene was. Familiegeskiedenis maak van niemand 'n kind van God nie. Daarom is dit die kinders van God se plig, om in gehoorsaamheid aan die groot opdrag, Christene wat nie wedergebore is nie, na God te lei, deur aan hulle bekering en vergewing van sondes te verkondig, soos wat Jesus vir sy disippels beveel het, en hierdie persone te leer, om alles te onderhou, wat Jesus sy wedergebore kinders in sy woord geleer het. Dis 'n geweldige verantwoordelikheid, wat rus op die kind van God. Die kind van God moenie net alleen heidene en ongelowiges na Jesus lei nie, na die ewige lewe lei nie. Nee, ons het ook 'n verpligting teenoor daardie nominale Christene, daardie Christene wat leef soos wêreldlinge. Paulus sê baie duidelik, ons kan nie leef soos ons wil nie. Ons kan nie die een dag aan die kant van die Heilige Gees staan en die ander dag aan die kant van God probeer staan nie. Diegene wat so lewe, sal nooit die koninkryk van God beerwe nie. Kinders van God kan net evangeliseer onder leiding van die Heilige Gees. Ek weet ek was self daar gewees. Jy weet uit die diepte van jou hart dat jy moet gaan en die evangelie gaan uitdra, maar jy weet nie hoe nie. Jy het nie idee hoe nie. Jy weet nie hoe om met daai persoon kontak te maak. Jy weet nie of daai persoon te gaan vertel op 'n beskaafde manier, maar hoe hy lewe is nie in ooreenstemming met wat hy sê is nie. Kinders van God kan dus net evangeliseer onder leiding van die Heilige Gees. Uit onsself is ons nie daartoe in staat om die regte persoon te identifiseer in die eerste plek wat redding nodig het nie, en ook het ons sonder die Heilige Gees se werking nie die vermoë om reddende woorde te spreek nie. Dit is daarom nodig dat ons elke dag die Here sal vra vir die leiding van die Heilige Gees, om aan ons die regte persoon aan te dui, en die regte benadering en woorde in ons midde te lê, om die evangelie tot eer van God te deel. Omdat ons nie die vermoë het, om dit uit onsself te kan doen nie, het Jesus Christus aan ons die krag van die Heilige Gees beloof, en op Pinksterdag sy belofte nagekom. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Lukas 24 vers 29. En ek sal die gawe, wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, in die stad Jerusalem bly,
totdat julle met krag van bo toegerus is. En dan die wonderlike uitvoering van Jesus Christus se belofte in Handelinge 2 vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos die van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul, waar hulle gesit het. Hulle het gebid vir die uitstorting van die Heilige Gees. En terwyl hulle nog daar besig was, waar hulle gesit het en gewag het vir die uitstorting van die Heilige Gees, en terselfdertyd gebid het, was hierdie vertrek met eens gevul met 'n geluid wat klink soos die van 'n geweldige stormwind. Hulle het iets soos 4 tonge gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Ons sien dus hier, op Pinksterdag het Jesus Christus sy belofte van Lukas 24 vers 49 nagekom, waar Jesus gesê het, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in Jerusalem bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Op Pinksterdag was hierdie belofte wat Jesus gemaak het vervul. As kinders van God het ons dus geen verskoning om nie te evangeliseer nie. Ons het die Heilige Gees in ons, wat ons ontvang het die dag met ons wedergeboorte. Die dag van jou wedergeboorte was nie maar net nog 'n dag in jou lewe nie. Dit is die dag wat die Heilige Gees besit geneem het van jou lewe, omdat jy onder leiding van die Heilige Gees gesê het, ek glo in Jesus Christus, met jou mond bely en met jou hart glo. Dit is die krag van hierdie ontvange Heilige Gees, wat ons aanwend in ons evangelisasie uitreike. Uit onsself kan ons dit nie doen nie. Ons is nooit alleen nie, want Jesus beloof ook dit aan ons, dat hy altyd teenwoordig sal wees, wanneer ons evangeliseer. Matteus 28 vers 20b. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nou kom ons vat saam oor wat ons as wedergebore kinders van God moet doen wanneer ons gaan evangeliseer. Wanneer ons in gehoorsaamheid aan God sy groot opdrag uitvoer deur die evangelie met hulle te deel wat dit nie ken nie en hulle wat dit ook nie volledig ken nie en hulle wat hulle self Christene noem, maar volgens die wêreldse standaarde lewe. Belangrik is om 'n evangelisasie kursus te doen. Dit is belangrik. Ek sê nie jy moet dit doen nie, maar dit is belangrik om dit te doen, want daar kry jy kennis van hoe dat jy die evangelie moet oordra aan ander. Die Here Jesus Christus het gesê ons moet hulle leer. So ons moet ook eers leer om ander te leer. Dit help baie vir selfvertroue, vir jou eie selfvertroue en om die persoon op die regte manier te benader. Ons kan maklik deur ons optrede 'n persoon ver van God verwyder. Ons moet weet wat ons doen. Al is ons onder leiding van die Heilige Gees. Dis die onderleiding van die Heilige Gees wat hierdie kursusse uitgewerk word. Wat hierdie kursusse aangebied word en wat jy hierdie kursus deel van jouself maak, die kennis deel van jouself maak om die evangelie met ander te deel. Nommer 1. Behalwe evangelisasie kursus moet ons bid vir die krag en die leiding van die Heilige Gees om die persoon of persone aan te dui wie die evangelie moet ontvang. Elke môre, ons kinders van God is in gedurende kontak met God. Maak nie saak watter tyd van die dag nie. En wanneer ons met God praat, dan vra ons vir hom. En dit is heerlik om dit in die oggende te doen, dan weet jy begin die dag reg vir die geveg teen die bose. Bid elke môre vir die krag en die leiding van die Heilige Gees om die persoon of persone aan te dui wie die evangelie van jou moet ontvang. Jy moet die saadjie saai in daardie persoon se lewe. Bid die krag van die Heilige Gees vir die regte woorde en aanbieding
en ontvanklikheid vir die evangelie, deur die persoon met wie die evangelie gedeel moet word. Dit is so belangrik, dat ons die regte woorde sal gebruik, soos ek gesê het, dat ons nie iemand sal wegjaag nie, dat ons op die regte manier met die persoon die evangelie sal deel, dat ons die ontvanklikheid van daardie persoon vir die evangelie, die potentiaal wat hy het vir die ontvanklikheid, dat ons dit totaal sal ontwikkel, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Onthou, die derde plek, baie belangrik, ons deel die evangelie nie uit onsself nie, slegs onder leiding van die Heilige Gees. 'n vierde punt wat ek met u wil bespreek hier is, as kind van God, moet jy altyd gereed wees om die evangelie aan enige persoon te verduidelik of te deel met enige persoon wat dit van jou vra. Enige persoon wat van jou vra, maar hoekom glo jy? Wat is daar in die evangelie dat jy daar vashou? Wat is daar in Jesus Christus dat jy in hom glo? Mense vra dit vir jou. En dan moet ons gereed wees om daardie persoon of persone op groep mense die regte antwoord te gee, op die regte manier. En dit is weer eens waar die evangelisasie kursus so belangrik is, want in die evangelisasie kursus leer jy al hierdie fynere punte. Ek haal vir jy aan 1 Petrus 3 vers 14. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net 'n heilige eerbied wees vir Christus die Here. En baie belangrik, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduidelinge eis oor die hoop wat in julle lewe. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om met iemand te deel die hoop wat in ons lewe. Watter hoop lewe daar in 'n kind van God? Die hoop van die wederkoms. Die hoop dat daar eendag 'n tyd sal aanbreek wanneer daardie kind van God of enige kind van God by God in die hemel sal wees, soos wat ons dit noem in maklik verstaanbare taal. Dis daardie hoop wat ons het, wat ons altyd gereed moet wees om aan ander te verduidelik wat nog nie vir Jesus Christus as verlosser en saligmaker aanvaar het nie. Gaan nou aan die einde van hierdie boodskap. Gemaak 'n lysie vir jouself van die persone wat Christene is, maar wat deur hulle lewenswyse wys dat hulle verlore is en ongehoorsaam aan God lewe. Gaan sit net vir 'n oomblik stil en gaan sit mooi en dink. Dink aan jou ma, jou pa. Dink aan jou broer en suster. Dink aan jou eie kinders as jy al kinders het. Dink aan jou oupa en jou ouma. Dink aan jou vriende, kollegas, kennisse. Almal van ons ken mense wat ons weet onder leiding van die Heilige Gees nie op die regte pad is nie. Mense wat verlore is, maar wat tog sê hulle is Christene. So erg. Mense wat Sondag in die kerk sit, maar wanneer hy by daai kerk se deur uitstap, leef hy 100% volgens die wêreldse standaarde. Bid vir die Heilige Gees om aan u te toon met wie u die evangelie moet gaan deel. U kan 'n afspraak maak met die aangewese persoon of net 'n vriendelike gesprek met die persoon begin. Indien die persoon nie die eredienste besoek nie, nooi die persoon saam met jou na erediens toe. Die Heilige Gees sal bemoeienis maak met die persoon wanneer hierdie persoon vir jou moet antwoord op jou gebede. Dit is so belangrik, ons kan die Heilige Gees nie uitskakel wanneer ons evangeliseer nie. Dit gaan alles oor die werking van die Heilige Gees. Ons is letterlik net die instrument deur die kragtige werk van die Heilige Gees, is ons die instrument in die hand van God, om hulle wat die evangelie moet hoor, hulle wat die evangelie moet beerwe, deur die verhoring van die evangelie na Jesus te lei. Almal wat die ewige lewe moet ontvang, moet die evangelie hoor, en God gebruik vir my en jou as kind van God,
om daardie evangelie uit te dra. Hy stuur nie die engele in hulle terduisende nie. Nee, die opdrag is aan gewone mense gegee, die 11 disippels. En ek en jy, as kind van God, is mos ook 'n disipel. Ons is mos ook 'n volgeling van ons Here Jesus Christus. En daarom moet ons gehoorsaam wees aan die groot opdrag. Ons moet dit gaan doen. Ons het nie 'n keuse nie. Dit is van kardinale belang dat u 'n saaier sal wees van die evangelie. Vertrou dus die Heilige Gees om deur u God se groot opdrag suksesvol uit te voer. Ek wil net gou 'n oomblik hier stil staan voor ons aangaan. U kan 'n traktaatjie uitdeel. U kan net met iemand deel en sê God het jou lief, of vir iemand vra, is jy seker jy gaan hemel toe? Dan het jy klaar die saadjie gesaai. Iemand anders gaan dalk later met daai selfde persoon praat op 'n meer gevorderde vlak. Iemand anders gaan daardie persoon tot bekering lei, tot wedergeboorte lei deur die werking van die Heilige Gees. Maar jy was die saaiertjie. Kom ons kyk wat sê die Bybel van hierdie proses. Baie duidelik. Dis nie 'n nuwe proses nie. Dis 'n ou bekende proses. Paulus skryf aan die gemeente in Korinte. 1 Korintiërs 3 vers 6. Ek, Paulus, het die saad van die evangelie in julle harte geplant. En Apollos het dit nat gehou. Maar dit was God wat gesorg het dat die saad groei. Wie dink julle is nou die belangrikste van hierdie drie? Natuurlik God, wat daardie saad lewe gee en dit laat groei. Ek en jy is daardie saaiers. Ons gaan die saad saai. Ek het al baie saad gesaai. Nou kom ek later agter, daai saad wat ek daar gesaai het, tot op daardie stadium was dit tussen die klippe en die rotse en die vuilgoed het dit verstik. Maar ek het ook al geleer en gehoor en te doen gehad met hulle waar die saad op die goeie grond geval het en gegroei het, waar iemand anders later gekom het en die evangelie verder gevat het, nat gemaak het, maar uiteindelik deur die kragtige werk van die Heilige Gees het God daardie nuwe geloofsplantjie laat groei en is daar 'n nuwe kind vir God gebore uit daardie saad wat ek en jy gesaai het en wat deur ander nat gemaak is. God is die een wat laat groei. Nie ek en jy nie. Ons saai die saadjies. U gaan dus dalk nie sukses sien op die saaipoging nie. Maar u het u deel in gehoorsaamheid aan God se groot opdrag gedoen onder leiding van die Heilige Gees. En hierdie Heilige Gees, daardie Gees wat Jesus Christus aan ons beloof het en wat hy vir ons op Pinksterdag gestuur het, hy sal die res doen. Hierdie 3 stappe is 'n eenvoudige begin om die groot opdrag uit te voer. Ons probeer om dit na te kom. Ek gaan dit weer vir u herhaal, hierdie 3 stappe. Gaan maak 'n lysie van die persone wat Christene is, maar wat deur hulle leefwyse wys dat hulle verlore is en ongehoorsaam aan God lewe. Bid die Heilige Gees om aan u te toon met wie u die evangelie moet deel. U kan 'n afspraak met hierdie aangewese persoon maak, of u kan net vriendelik met hierdie persoon in gesprek begin tree, die persoon beter leer ken, en later met die persoon in 'n rigting van sy geestelike stand begin praat, amper soos 'n dokter, wat sekere vragies vra, om te diagnoseer wat hierdie persoon mekeer, om die behandeling voor te kan skryf. Net so vra ons ook, maar as kind van God vra ons ook, ons noem dit diagnostiese vrae. Vra vir die persoon, as jy seker jy gaan hemel toe, wat gaan jy vir God sê? Wanneer jy in die hemel kom en God sou jou vra, hoekom moet hy jou toelaat in die hemel? Dis die antwoorde hierop is almal antwoorde wat vir jou idee gee van wat is hierdie persoon se verhouding met God. Dis baie belangrik. Indien die persoon nie die eredienste besoek nie, nooi hierdie persoon saam. Ek kan die gebeurtenis vertel van 'n mynkaptein in 'n sekere myn in Suid-Afrika, baie bekende myn.
en een van sy skofbase, wat 'n pad saam met die Here geloop het, het vir hierdie mynkaptein wat 'n ongelowige was, gereeld genooi om saam met hom die eredienste by te woon. Maar keer op keer het hierdie mynkaptein geweier. Maar so gaan dit aan en na verloop van tyd kom die skofbaas weer een Sondag in die kerk en tot sy verbasing, daar is die mynkaptein ook. Daar wag die mynkaptein vir hierdie skofbaas. En hy sê vir hom, maar ek wil sien, hoekom hou jy so aan dat ek saam met jou moet kom? En die mynkaptein en die skofbaas is met hulle families daar in die kerk in, en gedurende daardie erediens kom daar die mynkaptein kragtadig tot bekering. Hy begin werk vir die Here in so 'n mate dat hy later die hoofouderling was van daardie gemeente, dat hy die Here gedien het op 'n manier wat hy nooit gedink het hy sal die Here dien nie, wat hy nie eers gedink het hy sal in die Here glo nie. Net deurdat een kind van God nie moeg geword het daarvan om hierdie ongelowige mynkaptein saam te nooi na erediens nie. Ons moet nooit opgee nie. Die Heilige Gees raak nie moeg nie. Hy sal bemoeienis maak met daardie siel wat jy in gebed aan God opdra. Ek wil net vir u vra, moet nooit dink u is te gering om die evangelie te gaan verkondig nie. Geen kind van God is te gering daarvoor nie. Ons is heiliges. Die Bybel sê dit baie duidelik. Kinders van God is heiliges. Ons behoort aan God en hy beskerm sy kinders. So wanneer jy gaan en jy gaan veg in hierdie voorste linie vir God, dan moet jy weet, Jesus Christus is by jou, want hy het dit ook vir ons beloof, en hy is by ons onder leiding van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Trek die wapenrusting van die geloof aan en vat die bose aan en wen die siele vir God. Kom ons bid saam. Here, ons is maar swakke mense uit onsself. Want deur die kragtige werk van die Heilige Gees en deur ons geloof in ons Here Jesus Christus en deur die aanbidding van U as ons God en Vader, is ons sterk. Is ons meer as oorwinnaars. En daarom kan ons ook die bose help oorwin in ander siele wat nog nie vir U ken nie, en hulle vir U koninkryk wen, sodat ook hulle oorwinnaars kan wees in die koninkryk van God. Geef ons elkeen, Here, die rigting om daardie lysie te gaan maak. Van wie ons weet, Here, ons kan onsself nie 'n rad voor die oë draai nie. Ons weet van wie die duiwel beheer het. Ons weet van watter Christene die duiwel beheer het. Christene wat net 'n naam Christen is, omdat sy oupa en sy ouma Christen was, Here. Maar wat geen verhouding met U het nie, omdat hulle nog nie wedergebore is nie, Here. Mense wat in 'n valse illusie leef, dat hulle hemel toe gaan, omdat hulle die naam Christen dra. Ja, Here, U sê vir ons so mooi in Matteus 7, en baie sal vir my sê, Here, Here, en dan sal U vir ons sê, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie, nooit nie. Mag ons nooit daai woorde hoor as kinders van God nie, Here. Ons bid dan ook dat U met ons sal wees in hierdie week wat voorlê, en dat U vir ons weer veilig by mekaar sal bring rondom die woord. Elke dag word dit verkondig word oor die radio, oor die internet, daar waar ons werk is, daar waar ons by ons huis is. Maar gee, liewe Here, dat ons net sal vashou aan U en dat ons die evangelie in gehoorsaamheid sal uitdra. As ons net kyk hoe sleg dit gaan in hierdie wêreld, Here, hoe die magte van die bose mobiliseer teen die magte van die koninkryk van God. Help ons, Here, om nie ons te skaam vir die evangelie nie, sodat ons die Here Jesus Christus hom nie hoef te skaam vir ons, wanneer hy vir ons by U moet intree nie, Here. Asseblief,
Bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Tot 'n volgende keer.